Goeiedag en baie welkom by nog 'n digitale diens. Die brande wat die laaste tyd hier in ons omgewing is 'n verskriklike swaar ding. En ons as NG gemeentes in die dorp, die ring van Mosselbaai, het bymekaar gekom en ons het besluit om 'n biddag vir die brandslagoffers en vir broodnodige reën Sondag aand 6uur te hou in die amfitheater in Hartenbos. Ons nooi almal uit soontoe. Sondag aand 6uur gaan ons 'n groot gesamentlike diens hou by die amfitheater in Hartenbos en daar gaan ons ook 'n kollekte opneem want ons het 'n noodfonds gestig waaruit ons mense wat nood gaan hê in hierdie tyd gaan ondersteun. Want dit is wat mense op die ouend gaan nodig hê, nee, gaan eintlik maar finansies wees. Want mense moet plekke huur, boere het nie voer vir hulle diere nie. Dis regtig waar die mense kry baie swaar. So, ons vra vir jou om die geleentheid by te woon en op die manier ook by te dra om mense te help. Vandag het die Here dit op my hart gelê om jou te praat uit Psalm 22 uit. Dis die Psalm wat Jesus gebid het die nag voordat hy gekruisig is. Ek gaan nie die hele Psalm vir jou lees nie, maar ek wil jou tog aanmoedig om die hele Psalm op jou eie te gaan deurlees. Ek gaan net die eerste gedeelte lees. Vir die musiekleier op die rooi takbok van die dagbreek, 'n Psalm van Dawid. My God, waarom het U my verlaat? Waarom is U ver daarvan om my te verlos? Ver van die woorde wat ek uitskreeu. My God, ek roep bedags, maar U antwoord nie, ook snags, maar daar is geen rus vir my nie. U is tog die Heilige, U heers waar die lofliedere van Israel opklink. Op U het ons voorouers vertrou, hulle het U vertrou en U het hulle bevry. Tog, tot U het hulle om hulp geroep en hulle het ontvlug. Op U het hulle vertrou en hulle het nie beskaam gestaan nie. 'n pragtige Psalm, Psalm 22. Jesus het die aand voor sy kruisiging, Matteus 27 vers 46, teen 3 uur het Jesus hard uitgeroep, Eli, Eli, lama sabachthani. Dit is, my God, waarom het U my verlaat? Jesus bid hierdie Psalm aan die kruis. Wat sê dit van Jesus? Sê dit van Jesus dat hy 'n klein gelowige is, omdat hy gedink het God het hom verlaat? Waar is sy geloof? Hy moet mos weet, God sal hom nooit verlaat nie. Dit is soos, baie keer dan het mense vir my gesê, en ek het al self so gevoel, as mens bid, dan voel het of jou gebed teen die plafon vastslaan. En toe sê die dominee vir my, toe ek 'n jong man was, dat nie, die gebed kan nie teen die plafon vastslaan nie, want God is nie aan die ander kant van die plafon nie, hy is hier by jou, jy moet dit verstaan, en ek kon onthou, hoe dom dit my laat voel het. Want ek het gedink, maar ek moet mos weet, God is by my, en nie aan die ander kant van die plafon nie, en ek moet, hoekom voel ek nou so, en ek het baie klein gelowig en dom gevoel. Maar nou sê Jesus dieselfde. Die aand voor sy kruisiging, vra hy, waar is God? En hy sukkel en hy bid en daar staan sy bloed, sy sweet het soos bloeddruppels geword. Maar hierdie gaan oor iets groters. Die woord lament kom in my op. Lament is miskien 'n anglisisme, maar want Lamentations is die boek klaagliedere in die Bybel. Maar onlangs het ek met die woord lament te doen gehad. En dit het my baie laat dink oor wat dit beteken om te kla. En kan 'n mens by God kla oor die goed wat jou pla? Is dit reg
Hierso in Psalm 22 staan daar, dat hy sê hierso, soos water is ek uitgestort in vers 15. My hele gebeente val uit mekaar. My hart het geword soos was. Dit het in my liggaam weggesmelt. Dit het my geweldig baie laat dink. Die feit dat dat ek my gevoelens soos water moet uitstort in die teenwoordigheid van die Here. En dit beteken mos eintlik dat ek kan kla. Ekskuus, ek maak net gou die versie oop hierso op my rekenaar. So, Psalm 22 gee vir my toestemming om te kla by God. Ek wil vir jou 'n gedeelte lees uit Klaagliedere 2 vers 11 tot 13. My oë is gedaan van die huil, dit brand in my moed is gebreek, want my volk is platgeslaan, kinders en babetjies sak in mekaar in die strate van die stad. Hulle soek by hulle moeders iets om te eet en te drink. In die strate van die stad val hulle om soos gewondes in die arms van hulle moeders. Blaas hulle die asem uit. Wat kan ek vir jou sê? Waarmee kan ek jou vergelyk, Jerusalem? Wie se lyding kan ek vir jou noem, dat ek jou daardeur kan troos, Sion? Jou verwonding is soos die see so groot. Wie kan jou genees? Die brande wat daar nou in die omgewing is, ek het nie woorde nie. Ek wil kla by God. Ek wil vir God vra, maar waar is U, Here? Hoekom het U dit nie gekeer nie? Wat is aan die gang? U doen aan wonderwerke. En dit pla my. Want hoe kan ek so klein gelowige wees? Maar Psalm 22 leer my, dit wys my dat dit is nie klein gelowigheid nie. Dit is miskien juis gelowigheid. Aanhaling van Henry Nouwen uit een van sy boeke. Jesus' cry, my God, why have you forsaken me? It's not a cry of despair, but of prayer. Even in the deepest darkness, Jesus continues to address God. That's my God. So, die punt van Jesus is juis dat hy sy pyn voor God erken en dat hy eerlik is voor God en dat God sy God bly en dat hy vir God sê wat hom pla, want een van die hoekstene van 'n verhouding is mos vertroue en eerlikheid in plaas van 'n tipe van 'n oordentlike stilte. Ek hoop dit maak vir jou sin. Psalm 22, soos ek nou al gesê het, gee vir ons toestemming om ons diepste pyn en swaar kry en twyfel na God toe te bring. Om vir God te sê, hy voel ver weg. Is mos 'n goeie ding. Want dit is mos om te sê dat ek vertrou U God en ek glo in U en waar is jy? Dit sê jy gaan mos na God toe, jy hardloop nie weg van God af nie. Dit is nie om voor te gee alles is fyn nie. Dit sê jy bly in 'n verhouding by God. Met hierdie brande wat so in die omgewing woed, het ek weer Jesaja 43 vers 2 gelees. Luister 'n bietjie wat staan. Hier staan, as jy deur water moet gaan, is ek by jou. Deur riviere, hulle sal jou nie wegspoel nie. As jy deur vuur moet gaan, sal dit jou nie skroei nie. Die vlamme sal jou nie brand nie. Wat? As jy deur vuur moet gaan, sal dit jou nie skroei nie. Die vlamme sal jou nie brand nie. Wat van die 17 mense wat sy huise afgebrand het? Dis mos nie waar vir hulle nie. Die vlamme het hulle gebrand. Die vlamme het hulle geskroei. Is die Bybel dan nie waar nie? Hoe werk dit? Waar was God? Maar sien, dis die hele punt. Want met elke persoon met wie ek nog gepraat het, wat die brande wat of deur hulle huise is of verby hulle huise is, almal van hulle het vir my gesê, God was daar. Al het die ellende hulle getref. God was in dit. Ek het met my oujaar preek
het ek gesê dat ons weet nie wat gaan die nuwe jaar vir ons inhou nie, ons weet nie wat se ellende gaan die nuwe jaar ons tref nie, ons is hier op aarde, en hier op aarde is daar gebrokenheid, swaar kry en sonde, maar in die hemel is daar nie. Maar God het op Kersdag gesê, hy is Immanuel, God is met ons. So God is by ons. Hy klim saam met ons binne in die brand in. Ek het die voorbeeld genoem van Sadrag, Mesach en Abednego en koning Nebukadneser wat met sy raadgewers gestaan het. En hy het vir hulle gesê, hulle moet voor hom kniel. En hy het gesê, ons sal nie, ons bid net tot God. En hy het die oond 7 maal warmer gemaak en hy het hulle binne in die oond ingegooi. God het nie die oond geblus nie. En toe sê koning Nebukadneser, het ons nie 3 ouens in die vuur gegooi nie, en daar is daar nou 'n 4de een, 'n hemelwese. God het saam met hulle binne in die vuur geklim, en toe hulle uitklim, toe het hulle klere nie eers na rook geruik nie. Psalm 22 leer ons dat ons in 'n verhouding met God moet bly, selfs al gaan dinge swaar. Selfs al verstaan ons nie dit nie. Ons moet bly sê soos Jesus, my God, waarom het U my verlaat? Daar's 'n groter ding hier ter sake. Ek onthou, toe ek 'n kind was, het die dominee vir my gesê, God moet nie die 5de wiel aan jou wa wees nie. Jy moet nie net na God toe hardloop as dit moeilik gaan nie. Jy moet altyd by God wees. En hy's reg. Maar weet jy wat wil ek vir jou sê? Nou wie toe moet ek hardloop? Ek gaan mos natuurlik na God toe hardloop. Want hy is my toevlug, net soos wat hy Jesus se toevlug was. En dit is een van die redes hoekom Jesus aarde toe gekom het. Om ons pyn met ons te kom deel, om te kom voel hoe dit voel, wanneer dit voel, God is ver weg van jou af. En hoor mooi my taal, dit voel God is ver weg van jou, want dit is nie so nie. Maar 'n gevoel of 'n persepsie is so goed soos die heilige waarheid. Dit beteken, Jesus ken ons pyn. En ons kan met hom praat, ons kan praat, daar's 'n koneksie nou tussen hom en ons, want hy verstaan ons pyn. Hy weet hoe dit voel, as God ver van ons af weg is. Dis soos die gelykenis van die verlore seun, toe die verlore seun in die varkhok gesit het, in Lukas 15 vers 17 tot 20, en toe kom hy tot inkeer en sê, my pa het wie weet hoeveel dagloners en hulle het almal oor genoeg kos en hier vergaan ek van die honger. Ek sal dadelik na my pa toe teruggaan en vir hom sê, pa, ek het teen God en teen pa gesondig. Ek is nie meer werd om pa se seun genoem te word nie. Behandel my soos een van pa se dagloners. En hy het sonder versuim na sy pa toe teruggegaan. En toe hy nog ver aankom, het sy pa hom al gesien en hom innig jammer kry en hy hardloop hom tegemoet en hy omhels hom en hy soen hom. Sien jy wat het hierdie verlore seun gedoen? Hy het getwyfel of sy pa nog vir hom sal lief wees. Hy het getwyfel of sy pa hom nog as 'n seun sal sien. Hy het gesê, vat my maar net as 'n dagloner. Hy het getwyfel in sy pa se teenwoordigheid. En wat het hy uitgeroep? Hy het gesê, my pa. En wat het sy pa gedoen? Hy het hom toe gehardloop en hy het hom omhels. Dis amazing. Om te kla by God, klaagliedere, om te lament by God, is juis 'n daad van geloof. Dit is juis nie 'n daad van ongeloof nie. Dis juis 'n daad van geloof, om te hardloop na God toe, en om vir God te sê, Here, U is my toevlug, ek verstaan nie, dis hoe ek voel, dis wie ek is, ek mag by God kla. Nog 'n aanhaling uit Henry Nouwen se boek. Complaining to God is an expression of faith. It shows that we believe God is present enough to hear our pain. God is present enough to hear our pain. Psalm 22 eindig met hoop. Dit is die uitloop van ons gebede. Die uitloop van ons gebede en ons kla by God en ons hardloop na God toe is altyd, die uitkoms daarvan is altyd hoop. Dit vat tyd. En dit is nie maklik nie, maar die uitkoms is altyd hoop. Die laaste gedeelte van Psalm 22. Julle wat die Here dien, prys hom, vereer hom, nageslag van Jakob, betoon hom eerbied, nageslag van Israel. Die nood van die hulpelose het hy nie verontagsaam en gering geskat nie, hom daarvan nie teruggetrek nie, maar die hulpgeroep na hom het hy gehoor.
die hulp geroep na hom, het hy gehoor. My loflied in die volle vergadering kom van hom af. My gelofte sal ek nakom voor die mense wat hom dien. By die offermaaltyd sal die armes genoeg hê om te eet, en sal die wat na die wil van die Here vra hom prys, mag hulle lank en gelukkig lewe. Mense oor die hele wêreld sal die Here erken en hulle tot hom bekeer. Alle volke sal hom as koning erken, want die koningskap behoort aan die Here. Hy heers oor die volke. Al die rykes van die wêreld sal kom aan die maaltyd deelneem en hom as koning erken. Ja, alle mense, sterflik en verganklik, sal voor hom kniel. Die nageslag sal hom dien, en hulle sal van die Here vertel aan die volgende geslag. Die sal dan aan die volk wat nog gebore moet word, van hierdie verlossingsdaad getuig. Die Here het dit gedoen. Is dit nie mooi nie? Klaagliedere 3, vers 31 tot 33. Die Here verstoot 'n mens nie vir altyd nie. As hy beproewing oor 'n mens gebring het, ontferm hy hom weer, want sy liefde is groot. Dis teen sy sin dat hy mense in ellende en beproewing bring. Dis moeilik. Kom ons bly naby aan God. Kom ons praat met God eerlik. Kom ons bid Psalm 23. En as jy nie weet wat om te bid nie, bly stil, of gaan net in stilte na God toe, want Romeine 8 sê, die Gees pleit vir ons met versigtinge, wat nie met woorde uitgedruk kan word nie. Amen.